lekker sit. As dit jou man of jou vrou langs jou is, kan jy lekker aan haar vaskaddel. As dit nie is nie, moet asseblief dit nie doen nie. Dan soek jy er iemand wat veilig is. Op hierdie ouderdom moet ek ongelukkig eers 'n bril aantrek, anders kan ek nie sien nie, maar ek hoop ek kan u deur die brille sien vanmôre. So baie welkom. Ek is regtig bly dat julle hier is vanmôre. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie laaste 18 maande het die Here regtig my op 'n journey gevat waar dit vir my voel, Here, regtig hierdie nie bokant jou kragte versoek nie, het u so bietjie gestretch. Hier voel waar my kragte is en dan voel dit vir my die Here dink ek kan meer doen as wat ek regtig dink ek kan doen. Is daar nog iemand wat so voel? Voel vir my net as ek dink, nou het ek gedoen wat ek kan doen, dan stretch die Here jou nog so bietjie, dan val jou bodem so uit vir 'n ruk, nê? Ek sien hoe skud almal hulle koppe, right? Net as jy dink daar's net nie genoeg geld vir die maand nie en daar's net nie genoeg energie vir wat jy moet doen nie en so voeter dit aan. En daar's so 'n Engelse spreekwoord wat sê it never rains, it pours, right? So ek het as 'n jong ou regtig groot geword in die guns en die goedheid van die Here. So wanneer hierdie goed my pad kom, is my eerste vraag so half, Here, wat maak jy nou? Jy weet, en as dit 18 maande later is, dan begin jy regtig met hierdie goed worstel en dan so wat ek vanmôre graag wil preek oor is, ek wil vanmôre preek oor ons siening en ek wil praat en gesels oor ons siening oor wat goed regtig moet wees en hoe God hierdie langtermyn siening en hierdie langtermyn plan het. En as ek vanmôre kan, net so bietjie vir 'n oomblik jou oë afhaal van die goed wat rondom jou is en so bietjie jou oë sit op waarvoor jy eintlik ja gesê het toe jy jou hart vir die Here gegee het. Waarvoor jy eintlik gesê het, ja Here, waar u gaan sal ek gaan. Ek sal u volg al die dae van my lewe. Daar's so 'n ou Pinksterkoortjie wat sê no turning back, no turning back. Het iemand van julle hom al gesing? Here, hoekom ek gesê het, ek sal nie omdraai nie. Ek het 'n vriendin wat sê, Heer, ons moes eerder die fynskrif gelees het toe ons daai kontrak geteken het, want as jy die fynskrif gelees het, sou jy 3 maal daaroor gedink het, right? En ek dink dit word al hoe moeiliker. Ek preek nie vir 'n lewe nie, ek werk in 'n corporate environment en elke keer kom ek agter, dit raak al hoe moeiliker en al hoe feller vir ons wat regtig die Here met ons hele wese wil dien, om te doen wat jy glo is reg. Hier's 'n hele paar ouens in ons selgroep wat sê, bid asseblief vir my, want ek bly die regte ding by my werk doen en ek word aan mekaar daarvoor vervolg. Weet, daar's regtig so tipe van 'n ding wat oralste gebeur, wat ek nooit so fel ervaar het soos wat ek nou ervaar nie. So wat ek vanmôre graag net wil doen is, ek wil net so bietjie vir jou net so bietjie weer jou oog terug sit op die eindpaal. Why are we doing this? Hoekom doen jy die regte ding? Hoekom stop jy by die stopstraat? Hoekom gee jy vir die armes? Hoekom gee jy om vir hulle wat siek is? Dat jy net weer bietjie vir 'n oomblik kan onthou dat niks wat hier om jou aangaan het eintlik ewigheidswaarde nie. So ek wil vir jou vra om net so vir 'n oomblik saam met my so bietjie in die toekoms in te gaan, en Jesaja het dit gesien en Johannes op die eiland Patmos het dit gesien, en miskien net vir jou vir 'n oomblik sê, wat gaan in die hemel aan, soos ek en jy vanoggend hier sit, soos wat ons vanoggend die naam van die Here groot maak. Wat sê die woord gaan in die hemel aan, en wat gaan in die hemel aangaan wanneer ek en jy eventually eendag daar kom? Ek het in die 30 jaar as 'n predikant, kan ek vir jou sê hoeveel keer mense vir my gevra het, gaan my hond hemel toe? Jy weet, party het gevra, gaan ek my man in die hemel sien? Ek dink hulle het gehoop die antwoord is nee. Jy weet, maar gaan ek my man sien? Gaan ek my vrou sien? Gaan ek hierdie, jy weet, ons bou hierdie idees in ons kop, that God will take what we know of earth and paste it into heaven. En dis nie die waarheid nie. Die waarheid is dat die hemel en ons eindbestemming baie anders lyk as waar ek en jy nou is. So die woord sê, daar's nie trane nie, daar's nie donker nie, die heerlikheid van die Here is so groot dat dit nooit nag word nie, vanweë die lig wat uit hom uitstraal. Maar hier is waar ek vanoggend vir 'n oomblik net wil stil staan. Daar's duisende in die hemel wat besig is om die naam van die Here groot te maak, die engele magte en so. Maar waar ek vanmôre wil stil staan is, en ek wil jou vra om net vir 'n oomblik, miskien net jou gedagtes soontoe te vat. Die Bybel sê rondom God die Vader wat heiliglik sit in die troonkamer. Jesus sê die woord sit aan die regterhand van die Vader. En die Vader gaan nie oordeel nie, Jesus gaan oordeel oor my en oor jou en oor hoe ons gelewe het. So
Die oordeel kom nie van die Vader nie, maar die Vader sit op die troon as die autoriteit van die Godheid. Langs hom sit Jesus en wanneer die eindtyd verby is, heel waarskynlik dan, die woord sê dit nie, maar sal die Heilige Gees terugkeer. Maar nou sê die woord, die serafs, een klomp engele, een van die soorte engele wat in die troonkamer van God is, het 6 vlerke. En hulle is voortdurend besig om in die troonkamer die naam van die Here groot te maak. En wat hulle doen is, hulle sing, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. That's what they sing. They sing, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Nou, die van julle wat so bietjie skrif, al bietjie gaan eksegese doen het oor skrif is, sodra die Here Jesus self gesê het, voorwaar, het dit beteken, luister nou fyn, wat ek nou gaan sê, is belangrik, né? So as ons luister na die parables en alles hoe hy die vergelykings in die goed gedoen het, die oomblik wanneer hy sê, voorwaar, sal enige predikant vir jou sê, listen to what he says now, it's important. En dis die enigste plek in die skrif, waar 'n woord 3 keer herhaal word, is waar die serafs rondom die troonkamer van God staan en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God. So, hulle doen dit op 'n sekere manier. Hulle het 6 sterre vlerke en die woord sê hulle maak permanent met 2 selle vlerke, met 1 stel vlerke hulle oë toe en met 'n ander stel vlerke hulle voete toe. En met die 3de stel vlerke gaan hulle en doen wat God die Vader hulle beveel om te doen. Okay, so that's what they literally keep on doing the whole time. As jy mooi gaan wat sê Jesaja rondom die hemel, dan sê die woord van God, the only thing that we take with us is worship. Die enigste ding wat ek en jy kan saamvat, wat enigsins waarde het, is die feit dat ek en jy weet hoe om voor God te buig en laag voor God te buig. Hoekom maak hulle oë toe? Hoekom sou dit wees dat wanneer ek in die teenwoordigheid van God kom, wanneer ek so naby aan God is, hulle die voorreg om sy troon te wees die hele tyd. They cover their eyes, omdat hy so heilig is. Because he is that holy. Julle sal onthou, daar's 'n gedeelte in die skrif waar die Here selfs gesê het is, maak net jou oë toe en draai net om, want geen mens kan my sien, kan my heiligheid sien en lewe nie. So vanmôre, as ek niks vanmôre hier by jou kan los nie, wil ek net vir jou vir 'n oomblik herinner, hoe heilig en hoe groot God is. Hoe hy op een of ander manier mens geword het, sodat my en jou verstaan van ewigheid so bietjie meer verstaanbaar vir ons sal wees. Maar verstaan een ding mooi, God se plan het nog nooit verander nie. Die feit dat ons Wi-Fi en ChatGPT en allerhande goed se access het, maak geen verskil aan God se eindtydplan nie. It's still the exact same thing. Dis asof ons net doeteenvoudig een kar vir 'n ander kar geruil het, en ons wat gelowiges is, het nodig om te weet, hoe navigeer ek, hoe bestuur ek my pad in 'n wêreld wat die hele tyd verander, en ek erken nog steeds dat God heilig is, en ek erken nog steeds dat His will and His choice and His way of living bly nog steeds die manier waarop ek dit moet doen, al is dit hoe moeilik, al kan ek enige ding ChatGPT, al kan ek enige ding Wi-Fi, ek hoor ChatGPT is nou nie eers meer die regte ding nie, so vir die van julle wat boffins is, sal weet, nou ons is nou met Claude besig, we ChatGPT nie eers meer nie, right, so ek het nou op die ouderdom van 51 hierdie week geleer hoe Claude 'n mens, right? So, basically kan Claude vir jou enige ding antwoord, en hy kan vir jou enige ding skryf wat jy wil hê, jy moet eintlik net vir hom sê wat moet hy doen. So ons lewens word so bietjie makliker. Maar met die makliker, en met die dat ek net 'n knoppie kan druk en my mikrogolf maak alles warm, of ek kan net doeteenvoudig goed in die airfryer gooi, dink ons dat God ook so werk. Ons dink dat God presies dieselfde is. Ek kan net doeteenvoudig vir 5 minute vanmôre sommer op my pad met my tandeborsel die naam van die Here groot maak, done for the day, Jesus, take the back wheel. God het nie verander in wat hy van ons verwag nie. Hy het nie verander van wat hy vir ons gee nie. All of that has not changed. Dis my en jou walk through life that has changed. So, eerste ding verstaan baie, baie mooi die intensiteit van die 3 woorde, heilig, heilig, heilig is die Here God. It means something. Dit beteken nie net dieselfde as sommer net heilig is die Here God, en daar gaan ek aan nie.
Hoe kan ek sien of 'n mens die heiligheid van die Here erken? It depends on what he puts first. Wat kom vir jou eerste? Simon Sinek sê altyd, hoe weet ek dat ek 'n goeie vriend is? It's this way. As ek moet kies tussen 'n besigheidsafspraak en 'n vriend wat my nodig het, hoe weet ek of ek 'n goeie vriend is? As ek 'n slegte vriend is, sal ek sê, ek gaan net gou hierdie afspraak doen, ek sal nou by my vriend uitkom. If I'm a good friend, I will put the friend first and put the appointment last, right? So dis wat die logika van Simon Sinek sê. En dit werk presies so met koninkryk. Koninkryk werk ook so. Behoort ek in die kerk te wees, of behoort ek nou iewers op 'n ander plek te wees en die Here te kry die geleentheid wanneer dit my pas, wanneer dit nie -1 grade is nie, wanneer dit nie koud is nie, wanneer dit nie vakansie is nie. En ouens, hierdie is nie pak slaan nie, this is scripture, right? Dis nie pak slaan nie, so jy kan in die eerste plek nie vandag jouself op die skouer tik nie, want dis nou net toevallig dat jy hier is, right? And we don't deserve heaven's credits in doing so. Ek wil net vir jou 'n bietjie aanmoedig, dat as jy volgende keer 'n keuse het, that you make the right decision, dat jy die regte keuse sal maak en God se heiligheid sal erken. So, God se heiligheid is die fundament van alles wat hy doen. As ek vir jou vra, beskryf God, gaan jy heel waarskynlik nie sê, God is heilig nie. Jy gaan sê, God is liefde, God is genadiglik, God is barmhartig, God is goedertierend. Ons gaan hierdie goed gebruik. Maar as die fundament van wie hy is sy heiligheid die kern. The fact that he is God in its totality, dis die kern van waar sy liefde uitkom, waar al die ander goed uitkom. So ons preek partykeer bietjie min daaroor, want hierdie goed maak ons bang, want as God so groot en so heilig is, hoe kom ek dan in sy teenwoordigheid? En dis altyd die vraag, as hy dan nou so groot God is. So, hoe hierdie goed eintlik werk is, verbeel jouself, jy is nou by 'n kernkragsentrale en daarvoor is hierdie kernkrag reactivator wat al hierdie krag generate. So as jy die oues wat aan hom moet gaan werk, en die van die wat werk in 'n omgewing waar veiligheid belangrik is, sal verstaan, jy moet eers jou veiligheidsgear aantrek. Dan moet jy deur hierdie hoep gaan, en deur daai hoep gaan, en deur hierdie hoep gaan, om eventually daar te kom. Ek het jarelank in 'n myn gewerk, en op 'n stadium was die smelter, die AngloGold se smelter, my verantwoordelikheid. En ek sê vir jou, hulle moes nog net vir my gevra het, wat is die size van my agterste regter tand? Dan het hulle my alles gevra, voordat ek actually in ander klere kan aantrek, en dan kan deurstap, sodat ek by die smelter kan uitkom. So partykeer is die waarde van dit wat aan die agterkant is, bepaal die hoeps wat jy moet spring om daar uit te kom. Maak dit sin, nee, dit maak sin. Beteken dit noodwendig dat daai kragtige ding jou gaan doodmaak? Het beteken nie so nie. Het beteken net, it has the power to kill. It has the power to generate. Dieselfde met hierdie goud. Enige ou het die vermoë om goud daar uit te steel, en dit is waardevol, en dit is kosbaar. En sodra 'n ding waardevol of kosbaar of kragtig is, dan sit ons goed in plek om seker te maak dat nie enigiemand daarby kan uitkom nie. Dit werk presies dieselfde in die koninkryk. Aan die begin het God met Adam en Eva 'n verhouding gehad, en die mens sondig. Maar God, en dis een ding wat ons van sy hart vanmôre moet verstaan, he wants to have relationship met jou. Hy wil saam met jou in die tuin wandel, hy wil met jou praat, hy wil in jou dag tot dag wees. Maar as mense kry ons dit reg om elke keer dit so op te sit, dat daar een of ander sondeval is, of een of ander vloed, of iets wat die Here moet doen om ons net weer terug tot ons sinne te ruk. Maar hier is die realiteit daarvan. God wil hê ons moet naby aan hom wees. So toe kom hy op 'n stadium hier in, hy sê vir Moses in Levitikus, en ek weet, ons lees nie Levitikus nie, want daar's te veel storieetjies in Levitikus, maar in Levitikus sê die Here, hy sê vir Moses, praat met die vergadering van die kinders van Israel. En dan sê jy vir hulle, julle moet heilig wees, want ek, die Here julle God, is heilig. En dan gaan hy, en dan sê hy, hoe presies wil hy hê, moet 'n tabernakel gebou word, sodat hy weer terug kan kom in die teenwoordigheid van sy mense. So een van die heel eerste goed wat ons moet verstaan is, God wil in jou dag tot dag wees.
Hy wil in jou krisis wees, hy wil in jou wees, hy wil daar wees. En hoe weet ek dit? Hy sê aan mekaar, let me come back to my people, bou vir my 'n tempel, maar waar skie hulle net Moses, waar skie hulle Aaron, ek bly 'n heilige God. Al kom ek in jou midde, al is ek hier, al bou ek vir myself 'n tabernakel en 'n tempel, en die Here het baie spesifiek gesê hoe dit gedoen moet word. As jy gaan lees, sal jy sien, soveel van die, soveel van daai, soveel van die, en hy het presies gesê. Toe, wat doen mense? Breek die tabernakel af, right? Toe hulle begin beweeg, en hulle sit die Ark of Covenant, die teenwoordigheid, wat letterlik die teenwoordigheid van die Here gesimboliseer het, hulle sit dit op hulle skouers, die leviete, die priesters, en hulle dra dit. En toe hulle, die een priester struikel, en hy val, toe is daar 'n ou wat sy naam Usa is, en al wat Usa wou doen, hy wou net keer dat die teenwoordigheid van die Here op die grond val. Dis al wat hy wou doen. En onmiddellik is hy dood. Die Here het hom onmiddellik doodgemaak, of wel laat doodgaan, laat ek dit so stel, want dit klink verskriklik, right? Want die teenwoordigheid van die Here en die heiligheid van die Here kan nie gedra geword het deur iemand wat nie 'n Levitiese priester is. Dit was hoe God in die Ou Testament gewerk het, right? So selfs jou goeie intensies om te keer dat die ark val, still cost you your death. So ek sê vir jou nee, ek weet nie, daar's baie ouens wat sê, weet, ek wou in Jesus se tyd geleef het, of in Adam en Eva se tyd. Ek sê nou vir jou, ek wil nie lewe in 'n tyd waar ek nie eers aan die heerlikheid van die Here kan raak without dying nie. Waar ek nie eers naby God en sy teenwoordigheid kan kom sonder om dood te gaan. So hoe was God in die teenwoordigheid van die volk in die Ou Testament? Die woord is kadosh, die woord vir sy heilig. En dit beteken eenkant gesit, set apart. God is anders as enige ander and set apart, right? Maar in sy opdrag vir hoe hierdie heiligdom gebou moes word, en julle sal dis nie nuus nie, het hy eers gesê die voorhof, en dan die middelhof, en dan die allerheiligste. En net die hoëpriester, een persoon, het die reg gehad om in die teenwoordigheid van God te gaan, net een. En ek het nou in die week gesien, hulle sê dis nonsens, maar dit is nie so nie. Hulle het granate onder aan die hoëpriester se rok vasgemaak, aan sy kleed vasgemaak, en klokkies. En hulle het 'n tou om sy lyf gesit, want as die offer nie aanvaar was nie, het die hoëpriester dood uit die allerheiligste uitgekom. Dan het hulle hom gesleep uit die allerheiligste uit met 'n tou. Kyk, dit was hoe heilig en hoe ernstig God oor sy teenwoordigheid en oor skoonheid en reinheid in sy teenwoordigheid was, right? So wil jy nie net, sommer net vir jou langs jou sê, dank die Here vir die Nuwe Testament, dank die Here vir Jesus, dank die Here dat ek nie meer, want as ons nou mooi daaraan dink, dan ek nou vragies nie dat Johan vanoggend gaan berge klim nie, dan het ek gesê, nee dude, sit jy daai ding om jou, want die kans dat ons dode uit gaan kom is regtig goed. Right? Dink net so 'n bietjie aan wat jy hierdie week gedoen het, dan dink jy net, as Johan elke week in die teenwoordigheid van die Here moet ingaan vir jou, sou hy lewendig uitgekom het. Kan jy 'n bietjie vir my sê? Skud, ek kry seker smiles, né? Nee, pastoor sou dit nie gemaak het hierdie week hier, right? So, dis die heiligheid en die teenwoordigheid van God in die Ou Testament gewees. Maar hoor net gou wat dit beteken het, want daar's 'n significant, 'n baie groot verandering in die Nuwe Testament. In die Ou Testament beteken daai woord kadosh, beteken afgesonder, uniek, met ander woorde nie soos ander nie, volkome rein en ander. Dit was die woord vir God, sy heiligheid, right? So hy is nie dieselfde nie, hy val nie in dieselfde kategorie van dit wat hy geskep het nie, hy is totaal en al afgesonder en anders. Hy is die skepper en alles anders is deur hom geskep. Dis die Ou Testamentiese verduideliking daarvan. Dan die Nuwe Testamentiese verduideliking verander, daai woord se naam, hoekom dit anders is, kan jy dalk vir my vra. Die Ou Testament is in Hebreëus, die Nuwe Testament is in Grieks. Die Griekse woord is hagios, en hagios wat na God se heiligheid verwys na ook afgesonder, soos die Ou Testament, ook toegewy aan een kant gesit, ook absoluut rein, maar daar kom 'n konsep by wat nie in die Ou Testament daar was nie, en dit was behoort aan God. So skielik is daar 'n deel wat my en jou toelaat om ook heilig te wees.
Dis incredible dat selfs die taal dit so verduidelik. Die woord hagios is meer omvattend as die woord kadosh. Kadosh in die Ou Testament kon net God aan voldoen. In die Nuwe Testament, selfs die betekenis van die woord sê, ek en jy, wat aan hom behoort, kan ook nou heilig wees. So ek is nie heeltemal seker hoe ouer ek word, of heiligheid noodwendig beteken dat ons hoekskoene aantrek en rokke aantrek en hoede op ons koppe sit en nooit dans en nooit drink. Ek is nie, hoe ouer ek word, hoe meer voel dit vir my dat daar belangriker goed is in ons wandel met God, as hierdie goed wat ons geleer het toe ons jonger was. Is daar iemand van julle wat ooit geleer het, jy mag nie dans nie, want jy gaan hel toe? Enigiemand, sê ek gou jou hand op. Is daar iemand? Sê, nee? Is daar iemand? Ja, nee, ons het dit geleer. Is daar iemand wat ooit geleer het, as jy bioskoop toe gaan, of al vandag noem ons dit 'n kini, as jy kini toe gaan, gaan jy hel toe, enigiemand daar. En toe kom the Passion of the Christ, toe gaan niemand meer hel toe nie, right? En so confuse ons nou almal die hele dag. As jy op 'n Sondag waag om die TV aan te sit, gaan jy hel toe. As a matter of fact, as jy 'n Jood is en jy waag om 'n lig aan te sit, gaan jy hel toe. So maak ons reeltjies en allerhande goedjies, en ek persoonlik dink, en die woord sê dit, heiligheid, leef heilig soos ek heilig is, en met die einddoel daar, wat verstaan dat ek en jy, die fynskrif wat jy nie gelees het nie, is ek en jy gaan nie 'n professor en 'n dokter en 'n mamma en 'n pappa in die hemel wees nie. We're going to be worshippers. Ons gaan 24 ure dag voor die troon van God worship. Go read the fine print. So, as dit nie is waarvoor jy opgeteken het nie, moet jy weer gaan lees. OK, so, nou kom ons hier by die Nuwe Testamentiese verduideliking van die woord, en skielik behoort aan God word nou daarvan deel. Nou kan ek ook heilig wees. Hier is die mooi waarheid. God probeer nie heilig wees nie, hy is heilig. Hy probeer nie soos ek en jy elke dag opstaan en die regte ding doen nie. God is heilig, hy verander nie, hy groei nie in sy heiligheid nie, hy is heilig. Soos wat jy 'n lig aansit en hy skyn, so is God heilig. Soos wat jy naby 'n vuurvlam kom en hy's warm, vuur kan nie koud wees nie. God kan nie onheilig wees. So dis so eenvoudig soos dit. Sê net so 'n bietjie vir jouself. Self nou hoor ek vanoggend hier 'n paar goed. OK. Heilig, 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 sê Jesaja en Openbaring, sê die engele. Gee so 'n bietjie aandag hieraan. Gee so 'n bietjie aandag. So ware aanbidding begin nie by musiek nie. Dit begin nie by die worship nie. Dit begin nie by die woorde wat ons vanoggend gesing het nie. Dit begin by ons sag vir wie God is. Dit begin by hoe laag ek my knie buig wanneer niemand my sien. Hoeveel keer ek hierdie week gekies het om worship musiek aan te sit in plaas daarvan om na iets anders te luister, of te luister na miskien 'n podcast aan te sit in plaas daarvan om te luister na wat in die wêreld aangaan. My ma se babyboomer, sy glo jy met die nuus kyk, en elke dag as ek by die huis kom, dan vertel sy vir my hoeveel mense het hierdie kommissie nou toegesluit en hierdie ou is dood. Nee, ek het nog nie eers by die huis gekom Vrydagmiddag nie, toe hoor ek een of ander arme sokkerspeler wat 25 is dood. So, mens dink nie dit nie, nee, maar daai negativiteit wat die heeltyd deur jou wenswees en die heeltyd deur jou wese gaan, het 'n effek, versus wanneer ek heeltyd myself vul met God en met goed rondom my en met gesprekke rondom God. So my vraag miskien is, wat sê die wêreld, as ek vir hulle moet vra wie jy is, wat gaan hulle sê van jou? As ek vir hulle vra, wat is jou favorite musiek, wat gaan hulle van jou sê? As ek 'n playlist opsit van 20 mense, gaan hulle jou musiek tussen dit agterkom? Gaan hulle jou manier van praat tussen dit agterkom? Gaan hulle die feit dat is jy die een wat sê, hey ouens, maar God is mos groter as dit? Is jy die ou wat sê, nope, ek weet hoe lyk dit, maar die Here het so en so en so gesê? Is jy die een wat opstaan in 'n gesprek en sê, hey, waar 2 of 3 saamstem, so sal dit wees, kom ons stem vanoggend saam? Ons is besig met 'n selgroep en daar's 'n baie jong vrou wat die selgroep lei, so sy maak so elke nou en dan my senuwees redelik klaar.
Julle sal nou weet, as jy lank genoeg in Pinkster is en 'n predikant is, dan wil jy al die woord moet suiwer wees, né? Jy mag nie 'n verkeerde woord sê nie. Sy is so nog so besig om haar pad na die Here toe te vind, so sy sê partymal 'n woord wat sy eintlik peper moes voorgekry het en so aan. Maar die manier waarop die Here daai jong mens gebruik, oor haar intensie, oor dat sy glo dat God heilig is, omdat sy van een plek na 'n ander plek, ek wil nog keer, dan sy sommer 'n vasdag uitgeroep, dan vas almal sommer. En dan bel sy my, dan sê sy, wil jy nie net eers ons leer hoe om te vas nie? Sy het klaar vasdag uitgeroep, right? Ons gaan nou vas, almal is ready to fast. En dan sê sy, o koek, nou weet ek nie hoe nie. So daai intensie eer God. En dat ek nou vir jou sê, of jy halfpad vas en of jy volpad vas en of jy onderste bo, dit maak nie saak nie, God eer ons intensies. Hy eer die feit dat jy sy heiligheid bo alles erken. So my vraag is, kan jy nie rugby kyk nie, of kos kan jy rugby kyk? Natuurlik kan jy rugby kyk, natuurlik moet jy weet wat in die wêreld om jou aangaan. We can't be so heavenly bound that we know earthly good. Dit kan ons ook nie doen. Maar wat jy nie kan doen nie, is 90% van jou tyd spandeer in wêreldse goed, en dan dink dat jy nie moeilikheid gaan optel nie. So we've got to find a balance somewhere, guys, en dit moet begin by heel eerste, daar's niemand soos U nie. Ek buig my knie voor U. Het U vanmôre hierdie woorde gehoor? Die engele buig voor U, die leerskares buig voor U, almal buig voor God. So, as God dan so heilig is, as die hoëpriester dan doodgaan as hy in die teenwoordigheid van die Here kom, waar los dit dan vir jou en vir my? Waar los dit? So hier kan ek vir jou sê, God wou in Eden by Adam en Eva wees. God het gesê, Abraham, kom staan hier, steek 'n bietjie die bos, kom ek steek die bos aan die brand vir jou, dat ek jou aandag kan kry. Dan kom sien jy hoe lyk dit wanneer 'n heilige God aarde toe kom en iets doen wat bonatuurlik is, sodat jy kan verstaan, ek wil wees waar jy is. Die eerste ding wat God sê vir Moses, kan jy onthou? Trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilig. Hier is wat ek vir jou net bietjie vandag wil vra. Wanneer laas, hier is die prinsipel van hierdie is, waar God is dit heilig. Wanneer laas het jy jou huis gesien as 'n heilige bymekaar kom plek van God? Wanneer laas het die bed waar jy kniel of die plek waar jy staan vir jou gevoel of die teenwoordigheid van God, daar is sodat dit heilige grond. Ek en jy kan 'n plek nie heilig maak nie. Ek en jy kan soveel sagte musiek aansit soos wat ons wil. Ons kan soveel sagte kussentjies neerlê soos wat ons wil. Ons kan al wat 'n worship musiek is aansit. Dis die teenwoordigheid van God wat 'n plek heilig maak. Nie die sagte musiek nie, nie die worship musiek in die agtergrond nie. We've got to call him. Hy het Moses geroep, hy het Abraham geroep, hy het die volk uit Egipte uitgeroep en hulle stukkie vir stukkie gemaak, maar hier is waar die verskil kom. Die verskil tussen daai Ou Testamentiese begrip Kadosh en die Nuwe Testamentiese begrip Hagios. Die enigste verskil is Jesus en die offer van Jesus op die kruis. That's the only difference. Die verskil is, hy het Jesus gestuur sodat hy deur die filter van Jesus na my en jou kyk and he sees us as holy. So my erkenning van Jesus as die Seun van God, my erkenning van die bloed van die lam, my erkenning van my afhanklikheid van hom, my erkenning van my sonde, al die goed wat ons die hele tyd preek, erken Jesus en my erkenning van Jesus maak daai filter tussen my en die Vader, Jesus, en hy sien my as heilig. That's the only difference. So, is Jesus dan nie heilig nie? Nee, die woord sê, sy liefde het net plek gemaak. Sy liefde het net gemaak dat hy Jesus hiernatoe stuur, sodat ons sy heiligheid kan ervaar en kan verstaan. So dit begin by aanbidding. Daar's nie 'n ander plek nie. Ons moet aanbid. Ons moet sy naam groot maak. Ons moet verstaan dat hy heilig is, maar ons moet ook verstaan dat dit nie dieselfde Ou Testamentiese God is nie. In die Ou Testament het Moses opgegaan teen die berg Sinaï, Aaron het halfpad opgegaan en die volk moes onderbly. Hulle moes letterlik onderbly. En
ek het dit nog nooit in my lewe raak gelees nie, want ek is altyd mesmerized met die facts dat die Here praat met Moses, die woord sê soos wat 'n vriend met mekaar praat. Aaron hoor, dit klink asof die Here raas met Moses, hy hoor net hier en daar want hy's halfpad, en die volk onder sien net donderslag. Okay, hulle hoor net God raas, dis al hulle sien net donderslag. So proximity matters, hoe naby ek is maak saak. Maar hier lees ek 'n gedeelte in die skrif vir die eerste keer in my lewe wat sê, die Here sê vir Moses en Aaron, sê vir die volk, hulle moet om die berg Sinaï trek, maar hulle mag nie aan die berg Sinaï raak nie. Nou is my vraag, hoekom sal God so streng wees? Hoekom sal hy sê, jy mag al in die ronde loop, maar jy mag nie eers aan hierdie berg raak nie. Net Moses en Aaron vir wie ek die reg gegee het om dit te doen, mag daaraan raak. Hoekom is hy so kwaai? Ek sê weer wat ek van tevore gesê het, die feit dat Jesus vir ons access, vir ons toegang gee na die Vader, verminder nie die heiligheid van die Vader nie. It doesn't change what heaven sees. Dit verander nie dat op die regterhand van die Vader sit Jesus en God nie. Hulle mag nie daaraan geraak het nie. Hy was so streng, omdat where he is, where the presence of God is, it is holy. They cannot touch what is holy. So, Jesus word die offer, in die Ou Testament was dit ook so, hulle het eers 'n tabernakel gebou, dit was die eerste, dit was eers Eden, God het in Eden met mense gepraat, toe vervang hy dit met 'n tabernakel, wat 'n bewegende, dit was 'n bewegende, soos 'n tent, en toe die tabernakel nie meer bestaan het, toe laat God vir Salomo 'n tempel bou, en die tempel was soos wat ons dit hier verstaan, 'n permanente struktuur. En in die tussen die Ou en die Nuwe Testament het hulle die tempel geplunder op die Olyfberg, en hulle die heerlikheid van die Here in die Ark of Covenant uit die tempel uitgevat. Maar toe Jesus kom en hy sterf op Golgotha, toe word hy die plek waar ons die Vader kry, waar heiligmaking is, waar ek en jy kan wees en Jesus. Deur Jesus is ons perfek. Ons is, die Engelse woord is, we are set apart, like God is set apart. Op jou eie is jy nie. Ek kan jou waarborg, hierso van ons wat hier sit, het of met jou man en vrou beklei op pad hiernatoe, of jy het gisterand iets gesê, of jy gaan vanmiddag iets sê, of voor die sonsak vanaand gaan jy iets sê, want dis net wie ons is net mense. But when we apply the blood, wanneer ons Jesus in die prentjie bring, then we are set apart and we are holy, soos hy heilig is. Kan dit nie sonder hom doen nie, julle. Hoe lyk dit en hoe sien ek dit in 'n gelowige se lewe? Hoe weet ek of hy regtig God se heiligheid erken? In die eerste plek sien ek dit in jou worship. So jy kan vir my sê net wat jy wil, ek kom uit 'n hervormde kerk uit, ek verstaan hoe dit lyk as ons met ons hande langs ons sye staan. Ek verstaan hoe dit lyk, ek het vir die eerste 5 jaar as 'n Pinkstergelowige, my eerste jaar as 'n predikant, nie my hande in die lug opgesit nie, want wat gaan die mense sê? Okay? Want dis hoe ons geleer het, right? Dis wie ek is 'n introvert. Ek gaan dit nie doen nie. So, I see it in your worship. I see it in how you worship him. I see it in how often you worship him. Jy kan self gaan check, wat is die eerste ding in die oggend wat jy doen? Hardloop jy om te kyk wat gaan op Facebook aan, of spandeer jy eers net 5 minute en sê, Here, daar's niemand soos u nie. There absolutely is no one like you. Dit maak 'n verskil in hoe mense dag begin. Dit maak 'n verskil in 'n mense dag. Ek sien dit in hoe jy praat. Ek sien dit in hoe jy vergewe. Ek hoef nie te vergewe nie, want ek is van vieren. So ons is vlamme. So ons vergewe nie, ons vergeet nie, en ons rooi hare maak ons 10 keer willer. Ek kan dit seker sê. Of ek kan eerder sê, nope, ek was vergewe, daarom vergewe ek. Right, so oor hoe jy vergewe. Hoe jy jou man en jou vrou hanteer. Of jy om vergifnis gaan vra as jy iets verkeerd gedoen het. Hoe jy jou besigheid hanteer, of God eers te kom en of ons besluite so neem, dat ons skielik nie meer in die kerk kan kom nie, pastoor. Hoe ek my vriendskappe hanteer, hoe ek mense hanteer wat ek nie ken nie, hoe ek mense hanteer wat minder bevoorregd as ek is, hoe ek mense hanteer wat meer bevoorregd as ek is. Hoe hanteer ek die kinders wat die Here sê, bring hulle na my toe?
So hier is die laaste konsep wat ek net vanmôre wil los, en ek weet vanmôre was so 'n bietjie van 'n heavy konsep, maar ek dink ons moet bietjie partymal net weer bietjie onthou waarheen ons op pad is. Ons is op pad om die woord sê, die engele se gesing in die hemel klink soos donderslag. So aanbid hulle God die heeltyd. And you and I, we're joining that. Dis waar ons heen gaan. So lees die fynskrif, dink oor die fynskrif, reset so 'n bietjie vanoggend jou hart. Hier is die laaste ding wat ek net wil sê is, verbeel nou jouself, jy trek 'n paar wit handskoene aan, en die man sal dalk beter hierdie verstaan. Jy trek 'n paar wit handskoene aan, en jy stap in 'n koolmyn in. So ver as wat jy in hierdie koolmyn instap, vir die van julle wat al ooit gemyn het, sal weet, jy hoef nie aan 'n ding te vat om vuil te word van hom nie. Hy val sommer uit die dak uit en hy's oralste. En oralste waar jy aan raak of nie raak nie, val die koolstof op jou hande. En daai wit handskoen op jou hand wys die vuilheid van die kool. So is dit, beteken dit, wat beteken dit? Wat beteken die feit? Beteken dit dat daar nie heiligheid was nie? Nee, al wat die wit handskoen doen is, hy wys die vuilheid wat reeds daar was. Dit was klaar daar. Ek en jy lewe reeds in sonde. Wat is die wit handskoen? Die wit handskoen is die heiligheid van God, wat as ons dit regtig in ons hand neersit, en ons kyk regtig so, sal ek en jy die swart spots van ons lewens daarop sien. Partykeer as ons begin met 'n pad van heiligmaking, dan is dit sulke wille swart kolle. Maar partykeer, dan doen jy die regte ding, jy lewe die regte ding, en as jy jou oë uitvee, is ons weer op 'n plek waar hierdie handskoen te veel koolmerke op het. Beteken dit, die handskoen is te wit? Nee, dit beteken net doeteenvoudig, die kool maak te vuil. En kan ons hom was? Ja, ons kan. How do we do that? This morning we do that only with the blood. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy stop doeteenvoudig en sê, Here, vergewe my dat ek so roekeloos lewe. Vergewe my dat ek roekeloos aangaan met u heiligheid. Want in sy heiligheid buig elke knie voor hom. In sy heiligheid buig elke vyand voor hom. Al hierdie duiwels en die demone waarmee ons so besig hou, they're already bowing before him. Dis ons wat met hulle speel. They're already bowing before him. Die hele wêreld gaan buig, sê die woord, voor die heerlikheid van die Here. So ek wou net vanmôre so 'n bietjie van dit spandeer is, as ons vir jou preek, en ons sê vir jou, laat Sondag oorloop in Maandag, verstaan dit het ewigheidseffek. As ons vir jou sê, worship him with your whole heart, verstaan dit het ewigheidseffek. Dit maak saak dat jy iets doen wat goed is. Dit maak saak dat iemand die Here wil dien oor jou. Ek het 'n familie wat by die huis sit, wat nie die Here dien nie, oor gelowige mense, wat gedink het is goed om hulle te Bible bash. Gedink het is goed om hulle te forceer om hulle harte vir die Here te gee, terwyl hulle nie reg was vir dit nie. Oor hulle in kerke gesit het, waar ons gespeel het wie God is. Now they want nothing to do with God. Terwyl ek en jy die lig is, en ek en jy is die sout. We cannot be Bible bashing people. Hulle moet dit sien in ons aksies. Hulle moet sien dat jou God groter is as dit wat hulle mee besig is. En al hoe ons dit gaan regkry, is if we take our eyes off where we are, en ons sit ons oë net so bietjie terug op die ewigheidswaarde wat vir ons wag. Dan gaan jy anders worship. Dan gaan jou hande in die lug nie meer vir jou probleem wees nie, want jou buurman langs jou, hy gaan either saam met jou sy hande in die lug sit, of hy gaan nie daar wees. That's the options. Those are the options. Die options is nie 'n middeweg hier vir ons wat introverte is nie. Die opsie is either the worshippers in heaven or those who don't acknowledge his holiness in hell. Dis die twee opsies. So maybe wil ek net vanmôre vir jou so 'n bietjie aanmoedig en vir jou sê, ag man, vat net 'n kans. Worship hom net so 'n bietjie hierdie week in die kar. Sing net so 'n bietjie saam, al skrik jy jou mors dood vir jou eie stem die eerste 2 of 3 keer. Worship hom net so 'n bietjie. He's worthy of our worship and worthy of our praise. En moet asseblief tog nou nie 'n suurpruim gelowige wees nie. En dan, ek is nou so heilig, ek kan nou niks doen nie. Nee pastoor, ek drink nou net Diet Coke, want Coke het te veel suiker, nou gaan ek op. Ek dink dis die God wat ons dien. Then you're very, very wrong. He came so that we could have life in abundance. Maar met hom as die stuur, Here, eerste u heiligheid. Hierdie bandjie wat sê, wat sou Jesus doen? Daai ding moet ons antwoord en sê, nou staan ek hier, wat sou hy gedoen het? And then life becomes a whole lot nicer to live.
So ek wil vanmôre regtig uit my hart uit bid, mag elke reël wat jy oor God geleer het, vanmôre uit jou hart uitbrand. En mag jy hier uitstap en jou vasloop in die heerlikheid van die Here. Mag jy jou worship musiek aansit en hom kry in die middel van die worship. Die woord sê, we enter his courts with thanksgiving and praise in our heart. As jy hom soek, gaan jy hom kry in worship. Jy gaan hom kry daar waar jy erken dat hy God is. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, vanmôre wil ek u eer dat u Jesus gestuur het. Here, dat daar's nie 'n manier dat enigeen van ons wat vanmôre hier staan dit sou kon maak as dit nie vir Jesus was. Here, ons doen goed aan mekaar dom en ondeurdenk. Ons doen sommer net wat ons lus het partykeer. Maar dankie vir die genade, Here. Dankie dat u 99 los om een te kom haal. Dankie, Here, dat u 99 gelos het om my te kom haal. Dankie vir die bloed, Here. Dankie dat ek hoef net te sê, Here, en u is by. Ek hoef net te sê, Vader, en u is by. Ons hoef net vanmôre hier by mekaar te wees en u woord sê, you want to be here this morning. U is nie hier omdat u hier moet wees nie. U is hier want u wil hier wees in u kinders. Hier waar u kinders saam is. Ek wil vanmôre vir elkeen bid. Here, soos wat u in die Ou Testament 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag gestuur het, sodat die volk van u teenwoordigheid bewus kon wees, wil ek in hierdie week bid, Here, dat daar 'n heerlikheid van die Here ons sal volg waar ons hier uitgaan, totdat ons weer by mekaar kom, that your glory, that your presence, that your holiness would remind us all the time this week of who we are. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Loof